Saterdag 27 Februarie. So sluit ons ook hierdie week af van ons reis, van ons so deur die woestyn te reis met hierdie tekste, en mag dit so wees dat jy ook die Here se nabyheid beleef, waar jy jouself ook al bevind. Ek lees weer Psalm 121, maar hier vanaf vers 7 en 8, hierdie enkele 2 verse, om ons te lei en ons te rig, en vir ons hoop te bring. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Die gevare in die woestyn is legio. Jy kan hulle nie eers alles opnoem of vir dit voorsien of vir dit beplan nie. En daarom sê hy sal jou teen alle gevare beskerm. Waar jy ook al gaan. Baie keer is die rede hoekom ons in 'n woestyn is nie ons eie skuld nie, en baie kere is dit omdat ons keuses uitgeoefen het, dat ons op 'n plek beland het waar ons dit beleef as 'n woestyn. Maar hoe wonderlik dat waar jy ook al gaan, miskien het jy besluit geneem en dit nie goed uitgedraai op die plek waar jy jouself bevind nie, en nou is dit vir jou soos die van 'n woestyn. En dan speel hierdie skuldgevoel terug, plaas ek maar dit of dat, of plaas ek geluister het na dit wat die persoon of daai persoon gesê het, of dit wat ek gevoel het die Here sê vir my. Of ek het gevoel hierdie is die regte ding, maar nou het dit heel sleg uitgedraai. En iemand met die blaam kry, iemand met die pak vat, iemand met my uit hierdie gemors en uit hierdie verknorsing uithelp. En baie keer is om uit 'n plek te kom, is om maar net gewoon deur te gaan. Dat daar nie noodwendig kort paaie of maklike ontsnappingsroetes is nie. Dit is so, dat daar, as ek dink so aan die Visrivier Canyon, is daar baie ontsnappingsroetes, maar op 'n spesifieke plek van die roete kan hulle jou net met ligsteen uit die rivier loop, uit die canyon uithaal. Dan het die ontsnappingsroetes opgehou. Die enigste plek om aan die ander kant uit te kom, om by ice in die warm swembad te gaan swem, is om verder te stap. Maar nie alleen te stap nie, want hy gaan saam met jou, waar ook al jy gaan. Hy gaan saam met jou, waar ook al jou voet nog moet trap, die tree wat jy moet gee. Hy stap saam met jou, hy stap voor jou. Hierdie kan 'n oord van heling word, 'n poort na 'n nuwe lewe. Dat wanneer jy uiteindelik by jou bestemming aankom, ek onthou klompie jare terug saam met vriende, hoe ons so baie gesukkel het op die staproete, maar hoe so die ervaring was om aan die einde van die staproete te kan ontspan, ons seer lywe in die warm bron, daar by ice te kon ontspan. Soveel so dat ons eintlik die aand sommer in die swembad wou deurbring. Die Here wat sien wat verborge is, Matteus 6. Jy wat in hierdie tyd erns maak met hierdie pad, sal nie leë hande hierdie reis voltooi nie. Here sal vir jou beloon. Jy sal iets oor hom, iets oor jouself op 'n baie diep vlak ontdek, en mag dit so wees, en mag jy die Here ook op 'n nuwe, mag dit vir jou 'n pad wees na 'n nuwe toekoms, mag dit vir jou helend wees, mag dit vir jou 'n verryking wees. Mooi bly, kom ons bid.
Wonderlike Here, dankie dat U ons sal beskerm, waar ook al ons gaan. Ons hou aan U vas. Dankie dat U ons, daar waar ons voet nog 'n tree moet gee, daar reeds is en daar reeds ons hand ons aan die hand het. Ons bid en ons sê dankie daarvoor. Amen. Seën vir jou en mooi bly. Totsiens.